In vandag se les leer ons dat Christus se werk nie net die duiwel se mag oor ons lewens beëindig nie, maar dat dit die duiwel se lasterlike aantuigings teen God en sy volk oorkom. Baie welkom, dankie dat julle inskakel by vandag se bespreking van ons weeklikse les. Hierdie week kyk ons na les 11, wat meer kon ek doen? Vir 8 tot 14 Maart. Hierdie week se geheue-teksvers is in Johannes 18 vers 37. In die 2020 vertaling lees dit soos volg. Is u dan tog 'n koning? Het Pilatus gevra. Jesus antwoord hom, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld gekom om oor die waarheid te getuig. Elkeen wie se bestaan in die waarheid gegrond is, luister na my stem. En dan in die ou Afrikaanse vertaling lees Johannes 18 vers 37 soos volg. Pilatus sê toe vir hom, is u dan tog 'n koning? Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. Elkene wat uit die waarheid is, luister na my stem. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n keer wat ons die geleentheid kan hê om u woord te open en daaruit te leer, om die lessies saam te studeer en dit met ander te deel. Dankie Here dat u ons beloof dat waar 2 of meer in die naam vergader, u is teenwoordig. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam met ons inskakel vir vandag se les en ons is vandag by Maandag 10 Maart, die regverdiges en die regverdigmaker. Die duiwel se lasterlike aantuigings teen God en sy volk is deur Jesus oorkom. Soos 1 Johannes 3 vers 8 sê, het Jesus gekom om die werk van die duiwel tot nul te maak. Dit gebeur in 2 fases. Eerstens het Christus se versoeningswerk op die kruis die duiwel se aanklagte teen die mensdom ongedaan gemaak. En in die toekoms sal hy die duiwel en sy magte heeltemal vernietig. In Romeine 3 vers 23 tot 26 en Romeine 5 vers 8 lees ons hoe Christus die duiwel se aanklagte oorwin. Die vyand beweer dikwels dat God nie volkome regverdig en vol liefde is nie. Dit is die basis van sy laster teen God, maar in Christus se werk en veral sy dood aan die kruis, word die regverdigheid en die liefde van God op die hoogste moontlike manier geopenbaar. Christus het die straf vir ons sondes op hom geneem. En deur die kruis het hy die volkome volmaakte regverdigheid van God gedemonstreer en die duiwel se vals beskuldigings weerlê. Hierdie daad van selfopofferende liefde toon God se absolute geregtigheid en liefde vir die mens. Na Jesus se dood besef Satan dat sy misleiding deur die kruis blootgelê is. Ellen G. White skryf in Die Koning van die Eeue bladsy 761, beskryf sy hoe Satan voor die engele en die hele heelal ontmasker is. Die duiwel het die seun van God doodgemaak en sy misdade is vir almal sigbaar. Die hemelse wesens het alle simpatie vir Satan verloor, want sy werklike aard as moordenaar en leienaar is heeltemal blootgelê. Die kruis het duidelik gewys dat Satan die vyand van God en die mens en die heelal is, en dat sy mag oor die mense nie sal voortbestaan nie. Openbaring 12 vers 10 tot 12 gesamentlik met Genesis 3 vers 15 werp lig op die kosmiese betekenis van Christus se oorwinning op Golgotha. Hierdie skrifgedeeltes toon die groot stryd tussen Christus en die duiwel en bevestig dat Christus die uiteindelike oorwinnaar is. In Genesis 3 vers 15 word die belofte gemaak dat die vrou se saad, Christus, die kop van die slang, Satan, sal vertrap. Wat die einde van die duiwel se mag in die stryd teen die mensdom aandui. Op Golgotha het Christus die stryd gewen en die duiwel se koninkryk begin afbreek. Hierdie oorwinning is
nie net vir die mense nie, maar het kosmiese betekenis vir die hele heelal. Die vraag wat die les stel, in vandag se les, is, hoekom dit so belangrik is dat God sy liefde en geregtigheid in die groot stryd tentoonstel. God se dade in die verlossingsplan, veral die kruis, toon aan dat hy regverdig en vol liefde is. Dit is nie net 'n persoonlike verlossing nie, maar God bewys sy geregtigheid en liefde aan die hele heelal. Die kruis en al die ander dade van verlossing toon ons dat ons in tye van beproewing en lyding op God se liefde kan vertrou. God werk altyd met die oog op die beste en mees wesenslike uitkoms, selfs wanneer dit lyk asof die bose mag oorwin. In die middel van ons eie beproewings en lyding, kan ons na die kruis kyk en weet dat God ons nooit sal verlaat nie. Die kruis is die uiteindelike teken van God se liefde en die volmaaktheid van sy geregtigheid. Wanneer ons in hierdie groot stryd staan en die duiwelse aanvalle beleef, is ons verseker van die waarheid dat ons deur Christus aan die wenkant is. Christus het die finale oorwinning behaal, en as ons in hom bly, is ons deel van die ewige koninkryk, waar die duiwel geen meer mag sal hê nie. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir hierdie groot versekering, dat die boosheid tot 'n einde gaan kom. U gaan vir ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gee, Vader, waar geregtigheid woon. En ons loof en ons prys, jy help ons asseblief om sterk te staan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.